Hey, goeienaand julle. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oor. Abba Vader, dankie dat ons vandag net hier by mekaar kan wees. Dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, dankie dat u die alwetende is, die een wat alles weet, Here, die een wat alles sien. Here, dankie dat ons net op u kan vertrou, want u is die Alfa en Omega, die begin en die einde, die een wat nog altyd daar was en die een wat vir ewig daar sal wees, en daarom kan ons net voor u buig vanaand en sê, asseblief praat met ons, Here, al is die boek Openbaring soms vir ons 'n bietjie scary, Here, al is dit soms ons 'n bietjie uitdagend, weet ons, Here, dat u hierdie boek in die Bybel geplaas vir 'n spesifieke rede, en daarom wil ons ook hoor wat u hartklop daaroor is. Daarom bid ek, Here, dat u ons harte sal oopbreek, en laat ons sal hoor wat u vir ons elkeen wil sê vanaand. In Jesus naam, amen. Okay, so, ek dink ek het gisterand so 'n bietjie daarvan gepraat, dat my gedagte oor hierdie hele groeiweek is om 'n klein bietjie net gereedskap in ons hande te sit, om iets van die boek Openbaring te verstaan. Ek weet dat ek nie deur die hele Openbaring gaan kan werk vers vir vers nie, ek wens dit was moontlik om dit te kon doen, maar Openbaring is net te ryk en daar's net te veel stof om deur alles te gaan. Maar ek hoop ook dat daar 'n paar mites, 'n paar goed wat ons opgemaak het, 'n paar goed wat deur die media verklaar word, dat ons ook 'n bietjie daarna sal kan kyk en 'n bietjie sal sê, okay, maar die woord sê nie heeltemal dit nie, of dit is 'n bietjie 'n sprong van wat die woord sê tot daar. So ongelukkig is daar 'n klompie goed wat ons nie daardeur kan hanteer nie. So, ons moet ook verstaan dat die gebeure van Openbaring nie kronologies loop nie. Nou, dit is 'n groot woord, wat beteken, dit loop noodwendig nie van punt A na punt B nie. Daar begin die hele tyd, dit is oor en oor begin, en om uit 'n ander hoek iets te kyk. Nee, as ek so vir jou kyk, dan sien ek jou so, maar as ek so vir jou kyk, dan sien ek jou op 'n ander manier. Nee, dit verskil. Nee, en as ek nou 'n donker brillie opgesit het, dan sou ek anders na jou gekyk het, as net so. Nee, maak so. Ja, as ek, kyk reg, net sien julle is nog wakker. So, in Openbaring is daar ook 'n stuk daarvan wat ons moet verstaan, dat dwars deur die stukke wat ons gelees het, veral nou met die 7 trompette wat geblaas, die 7 seels wat eers oopgemaak gaan word, dan die 7 trompette en dan die 7 bakke, dit is elke keer uit 'n ander hoek uit. Wat baie mense baie keer probeer is, hulle probeer 'n tydlyn skryf. En ek sê nie dis verkeerd nie, ek sê net ons moet versigtig wees om dit so te doen. Omdat daar ongelooflik baie simboliek betrokke is, ongelooflik baie ander tipe woordjies, ander tipe goed. So, as ek praat van 'n hartjie, wat kan 'n hartjie ook beteken? Waar we net 'n hartjie. Wat simboliseer 'n hartjie? Yes. Liefde. Ja, dit simboliseer liefde. So, daar sekere woorde, sekere beelde wat iets anders te beteken as net die ding wat daar staan. So, ons moet dit verstaan dat as ons Openbaring van 6, 7 en 8 lees, dan moet ons verstaan, dit is nie noodwendig dat dit kronologies loop van punt A na punt B nie. Dis elke keer word dit uit 'n ander hoek verstaan. Maar wat Openbaring in sy heel kern wil doen, is dit wil die gordyn tussen hemel en aarde so 'n bietjie oplig. Dat ons kan kyk wat in die hemel aangaan. So dit is wat Openbaring doen. Nee? Die hoeveelste boek is Openbaring in die Bybel? Laaste boek. Nee, dit is die absolute laaste boek wat daar is. Okay? En ons vermy baie keer Openbaring, want daar snaakse goed wat daar binne staan. Dit maak ons soms deurmekaar. Ek wonder as ek 'n bietjie vir mense gaan vra vanaand, wie van julle het al Openbaring 1 tot 22 gelees? En dan as ek nog aan kan sit daarby, het alles verstaan van Openbaring 1 tot 22. Want ek weet ek het nie. En ek het hierdie ding probeer swat. So, ek dink dit is soms 'n bietjie moeilik. So, ons gaan vanaand fokus op hoofstuk 4 tot 11. Ek gaan net so 'n bietjie wye riglyne gee. Dit sal goed wees om na die tyd 'n bietjie deur te gaan lees, deur hierdie hoofstuk, om te sien, ook die boek wat ek opgelaai het, as jy hom nie kan oopmaak nie, asseblief praat met my, dan help ek jou. Ek gaan ook aan die einde, as daar tyd oor is, 'n video wys, wat net 'n bietjie Openbaring, die eerste 11 hoofstukke vir ons 'n bietjie uitmekaar sit. Sal daai video ook opsit.
So my hele plan met Openbaring regtig is om net vir jou te sê, dit is nie so skerry boek nie. Daar's interessante goed wat daar staan, en ons moet nie Openbaring ligtelik opvat nie, maar dat ons hom wel kan lees. So, vers 4 sien ons hoe God aanbid word in die troonsaal van die hemel. Ons sien God sit op die troon. Nou, wie sit gewoonlik op 'n troon? As ek vir julle jonger kinders, wie sit gewoonlik op 'n troon? Enige iemand? Yes? God, okay, maar in mense tyd, as ons nou kyk in die wêreld, wie sit nou op 'n troon? 'n koning, né? 'n koning sit op die troon, en wat beteken dit as hy op die troon sit? Dit beteken, hy is baas, né? Hy is baas. So in Openbaring 4 vers 2 lees ons, onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Johannes wat hier praat, ek het gisteraand 'n bietjie daarna verwys, ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karimool. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Nou so, opaal en karimool is baie duur. Kom ons nou die reënboog. Dit is so 'n bietjie van fout. Dis baie duur edelstene wat dit is. So wat die beteken is, God sit op hierdie troon wat vol daarvan is. Dit is waardevol, hy heers, en die reënboog beteken, praat van die God van die verbond, die God wat vir Noag gesê het, ek sal met jou wees. So as hier gepraat word van God, dan praat dit van die God wat daar was van Genesis tot Openbaring, is dit die God wat nog altyd daar was. So wanneer kry ons die reënboog die eerste keer? As die ark daar gestop het, dan sê God vir ons sal nooit weer die aarde laat vloed nie. Okay, so God van die verbond. Daar word op die res van die hoofstuk baie gefokus wat in die hemel gebeur. Hoe God aanbid word. Dat alles in die hemel die heeltyd voor hom buig, hom loof en prys. Die wesens in die hemel wys ook na eienskappe van God. Daar is 'n gediertes wat daar is, wat oë het reg oor hulle liggame, wat iets vertel van God se alomteenwoordigheid. Hy kan oralste sien. Nee, ons as mense kan net sien wat ons sien. Terwyl God sien oralste. En dit is wat half hierdie vreeslik baie oë. En dan sien ons ook, hierdie diere het vlerke. So wat kan jy doen as jy vlerke het? Jy kan vlieg, né? So hierdie beteken ook iets, en ons moet dit die hele tyd so sien, dat God is alomteenwoordig. God kan enige plek gaan, enige plek. Okay, so hier word iets daarvan gepraat. Ons sien ook 24 ouderlinge wat voor God sing. Nou daar's 12 stamme van Israel gewees, né? En dan die 12 apostels of die 12 disciples, né, wat Jesus gevolg het. En saam word hulle die 24 ouderlinge. So dit verteenwoordig die Ou Testament en die Nuwe Testament word hier verteenwoordig wat voor God buig, en elke keer as ons dit lees, dan haal hulle krone van hulle koppe af en hulle sit dit voor God neer en hulle loof en prys hom. Want liewe gemeente, liewe kinders, dit is ons werk. Dit is hoekom ek en jy geskaap is. Hulle loof hom dag en nag, elke dag, 24 uur, 7 dae week. Al is daar nie tyd daarvoor. Ons purpose, ons hele doel op aarde is om God te loof en prys. Nou my vraag vanaand is, doen jy? Loof en prys jy om deur alles wat jy doen, alles wat jy sê. Kan God binne jou lof ontvang? Want dit is 'n deel wat wys, dit is wat ons eendag gaan doen. Daar's hierdie sê ding wat sê, as jy dink Christendom is boring, dan gaan jy nie dink die hemel is ook boring. Want wat ons daar gaan doen is, ons gaan die Here loof en prys. Want dit is wat ons doel is. Dis ons kern. Okay. So sien dit, so kantopmerking, dit is die rede van hoekom God ons bestaan, is om hom te aanbid. Ons primêre rede van bestaan op aarde is om God eer te gee, daarom het aanbidding of ons lewens, ons moet God loof en prys. So dit is nie net wanneer ons hier Sondag by mekaar kom en sing nie. Dis nie net as ons Maandag by mekaar kom en hom loof en prys nie. Elke dag, van elke sekond, moet ons die Here loof en prys. My vraag is, doen jy?
En dit beteken nie, ons moet die hele tyd sing nie, as jy kan, wonderlik, dan doen jy dit. Maar ons lewe moet 'n loflied wees tot die Here. En dit is wat hierdie eerste 18:4 hoofstuk jy sê. Dit vers 11 sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskaap het, deur U wil het alles ontstaan en is alles geskep. Kijk, so dis hoekom ons God loof en praat, want hy is waardig. Hy het alles geskep, hy verdien ons lof en prys. Dan in hoofstuk 5 beweeg ons na waar God 'n boekrol vashou. Nou, 'n boekrol in daai tyd was soos 'n boek, maar hy was uit opgerol, want hulle het nie hierdie leer en daai tipe goed gehad nie, so daar was 'n boekrol gewees. In sy regterhand van hom op wat die troon sit, en wie weet ons sit op die troon, het ons nou net vir mekaar gesê? Wie sit op die troon? Die koning? Wie sit hierso in die hemel op die troon? Jesus, God. God sit op die troon. Nee, as ons net dit kan snap, dan snap ons Openbaring. Dat God sit op die troon. Kyk, so, hy het die boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant volgeskrywe was, en wat met 7 seels goed verseël was. Kyk, so, hier sit God op die troon, hy hou dit vas, 'n boekrol in sy regterhand. Sy regterhand was die belangrike hand, dit was die hand van een. Hierdie boekrol verteenwoordig die mensdom, my en jou, sy lewe, sy verlede, sy hede en sy toekoms. Hy hou dit vas. God hou ons verlede, hede en toekoms, hou hy vas, en hy kan dit bepaal. Hy kan laat gebeur wat moet gebeur. Nou net so 'n bietjie terug te gaan, dat in daardie tyd was Detonamus die keiser gewees. Hy was die ou wat geheers het, en hy het vir die mense mos gesê, julle moet my aanbid, as julle my nie aanbid nie, dan maak ek julle dood. En daar was van hom ook 'n standbeeld gemaak, waar hy ook staan met 'n boekrol. Waar hy half gesê het, maar ek bepaal van julle hede, julle verlede en julle toekoms. Hier sê God vir hierdie keiser, daar's nie meer nie. Ek bepaal jou verlede, jou hede en jou toekoms. So die skrywers van daar, of die ontvangers van hierdie brief, sou baie duidelik gehoor het. Dit is nie, hy is nie op die troon nie, God is op die troon. Maak nie saak wat nie, God bly op die troon. Toe sê vers 5, toe sê een van die ouderlinge vir my, dat wat hier gebeur, hy hou die boekrol vas, en dan huil Johannes, en hy sê, maar kan niemand hierdie boekrol oopmaak nie, kan niemand sien wat gebeur nie? Kan niemand by ons Here, ons verlede en ons toekoms in sy hand vashou nie, kan niemand dit oopmaak nie, en Johannes huil. Dan sê die ouderling vir hom, kyk, moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het oorwinning behaal, en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Toe het hy voor die troon van omring, en die 4 lewende wesens tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan. So hierso word 2 maniere na Jesus gewys. Aan die een kant word hy verwys as die leeu van Juda. Nou wat weet ons van die leeu? Wie is die koning van die oerwoud? Die leeu, Hulle sê die leeu is die koning. So 'n leeu is hierdie kragtige simbool. En dis is wat Jesus was, hy is die heerser. Maar hy is ook die lam. Hoekom is hy die lam? Wie van julle kan daar vir my sê? Hoekom is hy die lam? Hoekom word Jesus verwys na die lam? Praat Els daar agter. Matrix, enigiemand. Hoekom word Jesus verwys na die lam? Enigiemand? Yes. Yes, in die Ou Testament was die perfekte lam geoffer word. Ons sien dit in Eksodus. Jesus was die perfekte lam wat vir my en jou geoffer is. En daardeur dat hy vir my en jou doodgemaak is, het daar vir ons redding gekom en heersy. So hy het nie gekom met sy weermag nie, dit sien ons later. Hy het gekom en hy kom sterf vir my en jou aan 'n kruis. En sy bloed het vir my en jou gevloei, en daarin was daar oorwinning gewees, daarin het ons skoon gewas geword, 'n lam soos van een van die geslag. Hy het 7 horings gehad, 7 wat daai tyd gesê het, 7 is die perfekte getal, die horings, dit is nogal 'n weerbeeld, het jy al 'n lammetjie gesien met 7 horings? Hier is 'n bietjie vreemd, maar die horings verteenwoordig dat hy geheers het. So hy het 7 horings gehad,
En hy het 7 oë gehad. Het jy al 'n lammetjie gesien met 7 oë? Nee. Kyk, so wat het hierdie verteenwoordig? Alwetend, hy kan alles sien. En hy's volmaak, die getal 7 wat ons gisteraand 'n bietjie van gepraat het. Die 7 horings verwys na Jesus wat heers as die lam, en die 7 oë die Heilige Gees wat volmaak in Jesus woon. So wat is Jesus? Jesus is die priester, die lam wat vir ons gesterf het, en hy's die koning, die heerser, die leeu. Jesus is die lam wat vir ons geslaag is, en omdat hy geslaag is hy die leeu wat regeer. Hy is in beheer. Hy kan daai seels oopmaak. Hy is in beheer van ons verlede, hy is in beheer van ons hede, en hy is in beheer van ons toekoms. Net hy kan dit oopmaak, en net hy kan heers. Dit is wat die 7 seels beteken, wat hy kan oopmaak, net hy kan. Vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak. U is geslag en met bloed, en u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. En julle, hier is die kern. Hier is die kern nie net van Openbaring nie, hier is die kern van ons Christendom. Deur die bloed van Jesus is ons losgekoop van ons sonde, is ons skoon gewas. En as ons net dit snap, dat Jesus heers, Jesus het ons verlos, en Jesus kom weer, dan snap jy Openbaring. Want hierna word dinge 'n bietjie rof. Hierna sien ons dat Jesus begin die 7 seels oopmaak. En in die 7 seels is die oordeel van God. Die oordeel van God oor die mense wat teen hom gekant is. Hierdie oordeel is nie iets wat gestop een of ander tyd gou nie. Dit het al begin met Jesus se hemelvaart en gaan eindig wanneer Jesus weer terugkom. Ons is tans in die laaste dae, maar ons is al in die laaste dae van dat Jesus opgevaar het hemel toe. Baie mense sê ons is nou baie naby die einde, kan wees. Baie mense sê ons is nou in die laaste dae. Ja, ons is al vir die afgelope 2000 jaar in die laaste dae. Laat dit nou meer en meer tekens kom, meer en meer goed wat wys dat die aarde dalk gaan ophou, verseker, daarmee stry ek nie, maar dat ons nou al vir plus minus 2000 jaar aan die einde is, dit moet ons ook vir mekaar sê. Okay? So in die oordeel kom, ons sien by die opening van die seels gebeur die oordeele. Dan by die blaas van die 7 trompette wat ons later kry, en dan die 7 wraakbakke. Maar wat ons moet verstaan is, dat die 7 trompette gebeur, 7 seels gebeur nie, en dan die 7 trompette, en dan die 7 wraakbakke nie. Dit gebeur die heeltyd net uit verskillende hoeke uit. So die een gebeur nie, dan die ander een, en dan die ander een nie. Dit gebeur gelyktydig, net op ander maniere, en net op ander maniere hoe ons dit sien. Nou, wat is hierdie oordeel van God? Wat lees ons? Wat gebeur? Oorlog. Een van die seels wat oopgemaak het, kom daar oorlog. Daar kom twis, daar kom hongersnood, daar kom vervolging, en daar kom kosmiese ontwrigting, wat beteken aardbewings en al wat tipe. Wat van hierdie goed het nog nie gebeur in hierdie tyd nie? Oorlog, tans. Ons sien nou in Iran is dit besig te gebeur. Twis, nog altyd. Hongersnood, oorlog. Vervolging, julle, ons bly in 'n tyd van geskiedenis waar al meer Christene vervolg word as al die ander teote by mekaar getel. Christene word daagliks vervolg. En ons bly in die illusie dat ons dink Christene word nie doodgemaak vir hulle geloof nie. Daar word meer Christene in hierdie dekade doodgemaak as aan al die dekades voorheen doodgemaak vir hulle geloof. So vervolging, kosmiese ontwrigting, aardbewings gebeur daar, droogtes gebeur daar, al hierdie goed gebeur. As ons 6 vers 12 lees, ek het gesien hoe die land die 6de seel oopmaak, daar het 'n groot aardbewing gekom. Die son het swart geword soos rouklere en die maan het heeltemal soos bloed geword. Die sterre in die hemel het op die aarde geval soos die navye van 'n vyeboom afgeval het, as dit deur 'n sterk wind geruk word. Sterre sou val. Hier gebeur groot goed, daar's 'n aardbewing, 'n groot aardbewing. Maar tussen die 6de seel en die 7de seel kry ons hoofstuk 7, wat iets praat van die geredde mense, van my en jou. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie.
Hulle was aan elke nasie, stam, volk en taal en voor God se troon die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van God wat op die troon sit en van die lam. Wat ons baie keer van praat, julle, en wat ons vergeet, ons dink baie keer aan die merk van die dier 666. Dis baie keer die goed wat ons oor praat. Maar baie lank voor dit, hier al in hoofstuk 7, word al gepraat van die merk van God. Jy is verseël deur hom. Jy is deel van hom. Hy sit ons as kerk by mekaar. Hy sit met ons, hy's lief vir ons, hy stap die pad met ons, maak nie saak wat om ons gebeur nie, hy is nog steeds met ons en hy hou ons vas. God verseël sy mense, God ken sy mense en merk hulle as syne, God beskerm sy mense. So God het my en jou gemerk en hy stap op pad met my en jou. Daar's 'n geestelike oorlog, maar God bly op die troon. In hierdie chaos verloor God nooit sy mense nie. In die storm verseël God steeds sy mense. In die tye waar dinge regtig moeilik gaan, hè? In daai tye wat jou maatjie met jou lelik is, in die tye wat jy nie lekker voel nie, in die tye wat jou toetse, jy een toets na die volgende pluk, sê God nog steeds vir jou, ek is by jou. In die tye van oordeel, in die tye wat hierdie goed tref, sê God nog steeds, hy is by ons. Nou uit die 7 seels kom die 7 trompette. Nou, hoe maak 'n trompet? Wie kan vir my 'n trompet maak? Maak vir my soos 'n trompet. So. Ja, so hy maak 'n harde geluid. Nee, en die 7 trompette kom daar weer van God se oordeel oor die aarde. Die oordeel word erger en meer intens, want hy word van 'n ander kant af na gekyk. Al hierdie gebeure hier op dieselfde tyd, en ons moet verstaan, die een volg nie op die ander nie. Die 4de engel het toe sy, vers 12, het toe sy trompet geblaas, 'n derde van die son en 'n derde van die maan en 'n derde van die sterre is getref, sodat daar net 'n derde van hulle donker geword het. 'n derde deel van die dag het nie lig gehad nie en ook nie nag nie. Baie van die trompette gebeur presies van die 10 plaae wat ons sien, en hier sien ons die oordeel van God wat die aarde tref. Wat ons hier moet verstaan is, julle, die oordeel tref juis die mense wat nie glo in Christus nie. Hoekom? Dat hulle kan wakker skrik en hoor dat Christus leef. Hierdie goed gebeur om hulle en met hulle. Dat hulle kan sien. Nou hier kan ons nou praat en mense verskil daaroor, oor die wegraping, is die Christelike kerk nog op aarde as hierdie goed gebeur? Daarin kan ons baie lank praat, ek het te min tyd om regtig daaroor te gesels. Maar dat die mense dit ook iets daarvan beleef, dat ons as Christene ook iets van hierdie absolute onderdrukking gaan beleef, dis verseker. Ons gaan ook hierdie seer sien, maar God sal ons vashou daarin. Vers 9 vers 20 sê, die ander mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, het egter hulle nie bekeer nie. Hulle het aanhou met die aanbidding van die bose geeste en van afgode wat hulle self gemaak het, van goud, silwer, koper, klip en hout, en wat nie sien of gehoor of kan hoop nie. Ons moet verstaan, laat die oordeel gebeur in die 7 seels, die 7 trompette en die 7 wraakbakke is gemik op die wat nie bekeer is nie. Om vir hulle te sê, word wakker, kies God. Maar keer na keer kies hulle nie God nie. Keer na keer kies hulle self en hulle afgode soos wat hulle daar staan. My vraag vanaand baie duidelik aan jou is, het jy gekies vir God? Is hy jou koning? Is hy jou heerser? Is iets wat ons van mekaar gereeld moet vra. Nou hoofstuk 10, ek het na die engel toe gegaan en hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my, lees nog hier is ook vreemd, neem dit en eet dit op. Hy sê vir hom, eet die boek op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos heuning wees. Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en dit opgeëet. In my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit insluk het dit my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê, jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig. So in die middel van al hierdie chaos, bly ons opdrag dieselfde, dat ons met die woord verslind. En dit gaan vir ons moeilik wees, dit gaan soms vir ons bitter wees,
Want hierdie woord sê nie altyd vir ons lekker goed om te hoor nie. Maar ons opdrag bly, gaan na alle nasies toe en verkondig wat gaan gebeur. So 'n bietjie net iets wat ek glo die Here ook op my hart druk nou. Ek lees vandag iets, ek dink is Mike Binnend wat dit geskryf het. Hy sê, hierdie persoon van Iran, hierdie opperhoof van Iran wat nou doodgemaak is. Ons almal is daar vir blydskap, of daar's mense wat bly is hy's doodgemaak. Julle besef, dis 'n persoon wat nie gered is nie, dis 'n persoon wat hel toe gaan. Dis 'n persoon wat nie die woord van die Here aanvaar nie. En dis iets wat ons moet besef. Ons mense wat dag in dag uit nou tans doodgaan, wat nooit Jesus aanvaar het. Dis iets wat ons moet, so in hierdie moeilike tyd, sê God nog steeds, julle opdrag is wat? Gaan verkondig die evangelie. Trek mense na my toe. Want ons het dit nodig. Die 7de trompet gaan verseker blaas. Wat is jy besig tot met dan? Dan by hoofstuk 11 word daar gefokus op die bevestiging en beskerming van gelowiges en dat hulle God se eie eiendom is. Daar verskyn 2 getuies wie se opdrag is om hierdie goeie nuus te verkondig. Wat eintlik net die herhaling is van hoofstuk 10, want hierdie 2 getuienis verteenwoordig die kerk en die kerk se opdrag. Hulle gaan en hulle verkondig oral waar hulle gaan en dit is wat my en jou opdrag is, om te gaan vertel wat is besig om te gebeur, om te vertel dat daar 'n Jesus is wat vir ons gesterf het, daar 'n God is wat op die troon sit. So hierdie verteenwoordig die God ons as kerk se werk. Ongelukkig word hierdie 2 in die stuk, word die 2 getuies ook doodgemaak. Soos wat die kerk ook doodgemaak word keer na keer. Maar wat doen God? God maak hulle weer lewend. En uit daai getuienis is daar 'n klomp mense wat draai na Jesus Christus. So dalk moet die kerk eers sterf voordat mense sal besef wie Jesus is. Hoofstuk 11 vers 11. Na die 3,5 dae, en hierdie 3,5 dae verwys na die eindtyd, het daar egter 'n asem en lewe van God af in hulle gekom. Hulle het opgestaan en 'n groot vrees het oor almal oorval wat hulle hier gesien het. Hulle het toe 'n harde slagstem uit die hemel vir hulle gesê, kom op hierheen. Toe het hulle in die wolk na die hemel toe opgevaar en hulle vyande het dit gesien. Op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing en 1/10 van die stad het in mekaar gestort. 7000 mense het in die aardbewing omkom en ander het bevrees geraak en aan God van die hemel die eer gegee. Ek hoop julle hoor ook, elke keer as daar oordeel gevel word, is dit net 'n stukkie van die mensdom. Want is God wat sê, tot hierso toe nie verder. Maar dat mense eers geskik moet word voordat hulle Jesus aanvaar, is verskrik. So wat kan ons huis toe vat vanaand? Daar is 'n troon waarop God nog altyd sit. Nog altyd. God ken sy mense, merk sy mense en is lief vir sy mense. En dan, dinge gaan nie altyd maklik wees nie. Dis iets wat ons moet hoor. Ek het gisterand gesê, ek wil weer vanaand sê, Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het hierdie wêreld reeds oorwin. Dinge gaan soms sak. Maar God bly in beheer. Die kerk moet getuig te midde van chaos. Dis juis wanneer dit die donkerste is, wanneer ons lig die helderste moet skyn. As ons net Openbaring 6 lees, en jy sien die seels, God se oordeel, dan raak ons soms bang. Maar as jy Openbaring 4 en 5 lees, dan raak jy rustig. Want die storm gebeur nie sonder die troon nie. En die troon word beset deur die lam van God. Ons leef nie in 'n wêreld wat buite beheer is nie. Ons leef in 'n wêreld wat oopgevou word deur die lam van God. Amen. Ek wil 'n gou video wys, ek sê ons het nog lekker tyd, wat half net hierdie deel oopbreek vir ons. Ek sal dit ook op ons groepe stel. Dit is regtig ongelooflike van Bible Project, wat dit net lekker mooi uiteensit.
visie van God se hemelse troonkamer en hy beskryf dit met beelde wat van baie Ou Testamentiese profete gekry word. God word omring deur skepsels en ouderlinge van die hele skepping en alle menslike nasies verteenwoordig. En hulle gee eer en sweer trou aan die een ware skepper, God, wat heilig, heilig, heilig is. In God se hand is 'n boekrol wat verseël is met 7 wasseels. Dit simboliseer die boodskap van die Ou Testamentiese profete en die verseelde boekrol van Daniël se visioene. Dit gaan alles oor hoe God se koninkryk hier op aarde ten volle sal kom, net soos in die hemel. Maar niemand is in staat om die boekrol oop te maak tot Johannes hoor van iemand wat kan. Dis die leeu van die stam van Juda en die afstammeling van Dawid. Hy kan dit oopmaak. Hierdie is klassieke Ou Testamentiese beskrywing van die messiaanse koning wat God se koninkryk sal kom deur militêre oorwinning. Nou dis wat Johannes hoor. Maar as hy omdraai en kyk, is dit nie die aggressiewe leeukoning wat hy sien, maar 'n geofferde bebloede lam wat lewe en daar staan, gereed om die boekrol oop te maak. Nou hierdie simbool van Jesus as die geofferde lam is baie belangrik om die boek te verstaan. Johannes sê dat die Ou Testamentiese belofte van God se toekomstige oorwinnende koninkryk gevestig is deur die gekruisigde Messias. Jesus het sy vyande oorwin deur as die ware paaslam vir hulle te sterf sodat hulle verlos kon word. As gevolg van die opstanding is Jesus se dood aan die kruis nie 'n nederlaag nie. Dit was sy inleiding as koning. Dit was die manier waarop hy die bose oorwin. En so sluit hy die visioen af met die lam langs die een wat op die troon sit. En saam word hulle aanbid as die een ware skepper en verlosser. En die geslagte lam begin om die boekrol oop te maak. Dis 'n simbool van sy goddelike gesag om die geskiedenis tot sy volëinding te lei. Wat ons by die volgende gedeelte van die boek bring, die 3 siklusse van 7 seels, 7 trompette, 7 bakke. En elke siklus wys hoe God se koninkryk en oordeel hier op aarde net soos in die hemel kom. Nou sommige mense dink die 3 stelle van 7 goddelike oordeele verteenwoordig 'n letterlike reeks van gebeure wat of in die verlede gebeur het of nou aan die gebeur is, of wat nog in die toekoms moet gebeur wanneer Jesus terugkeer. Maar let op hoe Johannes al die 7's in mekaar geweef het. So die laaste 7 bakke kom uit die 7de trompet en die 7de seël. En die 7de trompette kom uit die 7de seël. Hulle is soos ineenpassende poppies. Elke 7de een bevat die volgende 7. Let ook op hoe elkeen van die reeks van 7's oploop na 'n laaste oordeel en hulle ooreenstemmende eindes. Dis meer waarskynlik dat Johannes elke stel van 7's gebruik om dieselfde tydperiode tussen Jesus se opstanding en sy toekomstige wederkoms vanuit 3 verskillende perspektiewe wil uitbeeld. So die geslagte lam begin om die eerste 4 seels van die boekrol oop te maak. En Johannes sien die 4 ruiters. Dis 'n beeld uit die boek van Sagaria, hoofstuk 1. En hulle simboliseer tye van oorlog, oorwinning, hongersnood en dood. So tragies genoeg, 'n heel gemiddelde dag in die menslike geskiedenis. Dan stel die 5de seël die vermoorde Christen martelaar voor God se hemelse troon voor. En die kreet van hulle onskuldige bloed verrys voor God soos die rook van 'n wierookaltaar. En hulle word aangesien om te rus, want meer Christene gaan nog sterf. Daar word nie vir ons gesê waarom, maar daar word gesê dat dit nie vir ewig sal aanhou nie. Die 6de seël is God se groot antwoord op hulle hulpkreet. Hy bring die groot dag van die Here, soos beskryf in Jesaja en Job. En die mense van die aarde roep uit, wie sal staande kan bly? En dan skielik stop Johannes die aksie met 'n pouse om daardie vraag te beantwoord. Johannes sien 'n engel met 'n seelring kom om 'n merk van beskerming te plaas op God se dienaars, wat al hierdie swaarkry verdien. En hy hoor die getal van diegene wat die seël ontvang het, aan 144.000. Dis 'n militêre sensus, soos in die boek van Numeri hoofstuk 1.
Daar is 12.000 elk van die 12 stamme van Israel. Nou let op, die getal van hierdie weermag is wat Johannes gehoor het, net soos hy gehoor het van die oorwinnende leeu van Juda. Maar in beide gevalle is wat hy dan sien as hy omdraai, die verrassende vervulling van daardie militêre beeld in Jesus, die geslagte lam. Wanneer hy hierdie messiaanse weermag van God se koninkryk sien, bestaan dit uit mense van al die verskillende nasies wat God se eeuoue belofte aan Abraham vervul. Dis hierdie multi-etniese weermag van die lam wat voor God kan staan, want hulle is deur die bloed van die lam verlos. En nou word hulle geroep om te oorwin, nie deur hulle vyande dood te maak nie, maar deur te ly en getuies te wees, net soos die lam. Hierna word die 7de en laaste seël gebreek. Maar voor die boekrol opgemaak word, kom die 7 waarskuwende trompette uit en vuur word vanaf die wierookaltaar geneem. En dit simboliseer die geroep van die martelaar, en dit word uitgegooi op die aarde, vir die dag van die Here tot volëinding bring. Nou met die 7 trompette vertel Johannes die verhaal weer. Hierdie keer met beelde uit die Exodus verhaal. So die eerste 5 trompette is weer soos die plaag wat na Egipte gestuur is. En met die 6de trompet kom die 4 ruiters van die eerste 4 seëls weer. Maar dan vertel Johannes ons dat ten spyte van al hierdie plaag, die nasies nie berou gehad het nie, nie Farao nie in die Exodus van hom gehad het nie. So dis duidelik dat God se oordeel alleen mense nie voor hom tot nederige berou sal bring nie. Dan stop Johannes die aksie weer met nog 'n pause. En die engel bring die ongeseelde boekrol wat deur die lam oopgemaak is. En net soos Jesegiel word Johannes aangeset om die boekrol te eet en dan die boodskap daarvan aan die nasies te verkondig. Uiteindelik word die boekrol van die lam oopgemaak en nou ontdek ons hoe God se koninkryk hier op aarde sal kom. Die boekrol se inhoud word deur 2 simboliese visioene duidelik gemaak. Eerstens sien Johannes God se tempel en die martelaar by die altaar en hy word aangeset om hulle te meet en dan af te sonder. Dit is 'n beeld van beskerming wat geneem word uit Sagaria hoofstuk 2. Maar die voorhoewe van die stad word uitgesluit en hulle word deur die nasies vertel. Nou, sommige mense dink dat dit letterlik na die vernietiging van Jerusalem verwys, wat in die verlede gebeur het of in die toekoms sal gebeur. Maar meer waarskynlik volg Johannes die tradisie van Jesus en die apostels wat almal die nuwe tempel gebruik as 'n simbool van God se nuwe verbondsvolk. In daardie geval is dit 'n beeld van hoe Jesus se volgelinge sal ly onder vervolging deur die nasies. Maar hierdie uitwendige nederlaag kan nie 'n oorwinning deur die lam wegneem nie. Hierdie idee word uitgebrei in die boekrol se tweede visioen. God stel 2 getuies aan as profetiese verteenwoordigers aan die nasies. En weer eens dink sommige mense te verwys na 2 letterlike profete wat eendag in die toekoms sal verskyn. Maar Johannes noem hulle lampstanders, wat een van sy duidelikste simbole vir die kerk is. Dus gaan hierdie visioen meer waarskynlik oor die profetiese rol van Jesus se volgelinge, wat die mantel van Moses en Elia moet aantrek en 'n beroep doen op nasies en regerders wat afgode dien om na God terug te keer. Maar dan ewe skielik verskyn 'n aaklige ongedierte. Dit herinner die leser aan Daniël hoofstuk 7 en die ongedierte oorwin die getuies en maak hulle dood. Maar dan maak God hulle weer lewendig en regverdig die getuies voor hulle agtervolgers. En die eindresultaat is dat baie tussen die nasies uiteindelik berou en glorie aan die Skepper God gee op die dag van die Here. Nou stop, dink aan die verhaal so ver. God se waarskuwende oordeel deur die seëls en die trompette het nie berou by die nasies gewek nie, net soos die Exodus plaag net Farao se hart verhard het. Maar die lam, hy het sy vyande oorwin deur hulle lief te hê, deur vir hulle te sterf. En nou onthul die boodskap van die lam se boekrol die missie van sy weermag, die kerk. God se koninkryk sal openbaar word as die nasies sien die kerk boos die liefdevolle offer van die lam na, om nie vyande dood te maak nie, maar vir hulle te sterf. Dit is God se genade, gewys deur Jesus se volgelinge, wat die nasies tot bekering sal bring. En hierdie verrassende verklaring
is die boodskap van die geopende boekrol wat Johannes presies in die middel van die hele boek geplaas het. Hierna weer klink die laaste trompet en die nasies word geskik terwyl God se koninkryk hier op aarde kom soos dit in die hemel is. So nou weet ons hoe die kerk getuie sal wees aan die nasies en die nuwe skepping sal erf. Maar wie was die verskriklike ongedierte wat die oorlog teen God se mense gevoer het en hoe sal die hele verhaal verloop? Johannes sal ons vertel in die tweede helfte van die boek van Openbaring. Daar's teks wat sê dat Jesus het ons lief gehad toe ons nog sondaars was en vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Nie vriende van hom nie, nie disippels van hom nie, maar gesterf toe ons nog sondaars was. Hier praat iets van ons moet ons naaste lief hê en ons moet ook ons vyande lief hê, soos wat Jesus hulle lief gehad het. Dit beteken dat ons soms ons lewe moet gee, want daardeur word God verheerlik. En hierdie beteken nie altyd jou fisiese lewe nie, maar soms kom dit. Want as juis en dwars deur die boek van Openbaring word daar gepraat, en ek het min daarvan genoem ek self, maar dis 'n paar keer in die video gewys van martelare. Die mense wat gedood gegaan het vir Christus. Die kerk is op hulle gebou. Ons werk is om soos Jesus lief te hê, uit te gaan. En om altyd te onthou, God sit op sy troon, bo alles, om ons lei. Here, U is vir ewig en vir altyd en U naam word geloof en geprys. Here, ons wil saam met die mense om die troon sê, heilig, heilig, heilig. Vir een wat is, wat was en wat sal kom. Here, want dis ons werk hier op aarde, om U te loof en prys. Help ons ook, Here, om uit te gaan na 'n wêreld wat so nodig het om van U te hoor. Mag hulle U binne ons sien. Mag ons as kerk, wat Johannes en U so mooi wys in Openbaring vir ons, U lig sal dra as hulle op die lampstande. Laat mense binne ons die lig sien wat so nodig is in hierdie wêreld. Lei ons en wees met ons. Here, dankie vir al die liefde. In Jesus naam alleen. Amen. So môre aand gaan ons aan en ons sluit dan Openbaring ook af. Ons praat môre aan van die draak. Ons praat van die dier. Ons praat van die dier uit die see en die dier uit die land. So is 'n klomp interessante beelde wat ons na gaan kyk. Ons praat van die val van Babylon, ons praat van die vrou. So ek nooi julle elkeen om môre die laaste deel ook hiervan te kom sien. Mooi aand vir julle.